En die doop as gehoorsaamheid aan die woord van die Here. Die doop is een van die 2 sakramente wat die Here vir ons gegee het, en ek dink daar moet eintlik nog baie meer sakramente wees as dit, as hy vir jou sê, wees heilig, want ek is heilig, is dit 'n opdrag van die Here af, né? En daar so, ek dink daar's baie meer sakramente, maar ons glo dat hierdie 'n sakrament is. Ons praat van die doop van gelowiges. Berne het gepraat van die groot doop. Dis nie nodig as jy groot is om gedoop te word nie, as jy nie glo in die Here nie, né? Maar dit is daar's 'n gevolg van uitgelowigheid uit. As jy tot die Here gekom het, is daar 'n uitvloeisel, die doop. So ons praat eintlik van die doop van gelowiges. En dis waar dit van kom. Dit kom eers, moet jy glo. Jy moet eers 'n besluit in jou lewe maak, en daarna kom die doop. Handelinge 2 vers 38 tot 41, hierso praat Petrus, hulle kom nou net uit die boventrek uit, waar hulle gevul is met die Heilige Gees. En hulle kom onder, en hy het 'n kragtige beweging daaronder, en die mense van die stad vra, wow, wat gaan aan? En hulle sê vir hom, maar hoor hierso, wat moet ons doen, broers? En hy sê vir, luister, elkeen van julle, moet julle tot bekeer, né? Julle moet julle self bekeer. En dan moet julle gedoop word, en dan sal julle die gawe van die Heilige Gees ontvang. En so hy het vir hulle 'n resep gegee. Jy weet, dis nie, as jy 'n koek bak, sit jy nie die meel in die oond, die eiers hier in 'n bakkie in die oond, en die melk hier in 'n bakkie in die oond, en jy sit die oond op 180 vir 40 minute, en jy gaan 'n koek uithaal nie. Daar's 'n resep om 'n koek te bak. Daar's 'n resep in die Bybel ook vir ons as gelowiges. Hy sê, bekeer jou, laat jou doop, jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. In Matteus sê die Here self, Jesus self, gaan die wêreld in, maak disippels, dan doop jy die disippels, en dan leer jy hulle als wat ons julle geleer het. Nee, so daar's 'n proses in waaroor dit gaan. Johannes 3 vers 3 en 5 praat die Bybel van, luister, wat moet ek doen? Ek weet jy is wonderbaar. Hy sê, as jy nie weergebore word uit water en gees nie, sal jy koninkryk van God nie sien nie, jy sal nie ingaan nie. Nou hierdie wedergeboorte vergelyk hy met 'n geboorte, né? En dan in Markus 16 vers 16, sê hy, Jesus homself van sy disippels, luister, die wat glo en hulle laat doop, sal gered word. Daar kom die resep maar net weer in van wedergeboorte. Jy moet gebore word uit water en gees, né? Jy moet deur die doop gaan en die Heilige Gees met jou vul. Dis nie vir almal nie. Jy kan nie 'n droë sondaar 'n nat sondaar maak nie. Daar moet binne in jou 'n proses begin het, né? Dit is, jy moet die Here ontmoet het. Jy moet hom aanhang. Jy moet 'n disipel word van hom. En dan kom die oortuiging deur die woord wat hy met jou ons geskryf het, en die Heilige Gees wat binne in jou is, wat besig is met jou. En dan kom dit 'n bewuste besluit in jou kop. Ek wil my laat doop. Ek wil die Here volg. Ek gaan dit doen. Ek sien kans vir dit. Jy weet, die Here het ons niks beloof behalwe dat jy vervolg gaan word. Ek sien kans vir die vervolging. Né? Ek is reg vir dit. Dan gaan jy en dan word jy gedoop. Dis nie 'n emosionele situasie nie. Baie keer is dit emosioneel, almal huil, almal opgewonde. Gewoonlik op kampe gebeur dit. Dit is 'n emosioneel, dit is 'n warwoel in jou kop, en hier is 'n swembad en almal spring in, hulle word gedoop. My Pietie is gedoop, nou wil ek ook gedoop word. En jy spring ook in, jy word gedoop, maar jy het nog nie 'n disipel geword van die Here nie. Jy het hom nog nie met jou eie verstand en jou hart aangekleef as jou redder en jou saligmaker nie. Daar's 'n doelbewuste besluit binne in jou om die Here te volg, en daarna die eerste stap om jou te laat doop. Nee, as jy baie keer met emosies dit doen, dan sê jy, ja, ek sal doen wat die Here sê, en dan word jy gedoop, en nou kom daai vervolginge na jou kant toe, sê, nee, Jessie, ek is nie reg vir dit nie, dit is dan nou vir my te veel, en dan klim jy van die paadjie af, né? Petrus sê, en Petrus skryf hy sê,
daar was 8 mense gered deur water, dis Noag en sy familie, waar die teebeeld was van die doop. En dan sê hy, is 'n aardige ding, hy sê, dis nie die afwas van die liggaam nie, dis om met 'n rein gewete eendag voor God te staan. Jy kan nie, die doop was nie jou stof af nie, hy was nie die sweet af nie, hy maak jou 'n rein gewete om voor God te kan staan, eendag as ons daar voor hom gaan staan. Dis wat hy sê, die doop se betekenis, jy het jou lewe oorgegee aan Jesus. Daar's 'n doelbewuste besluit dat jy jou lewe oorgegee het aan die Here, né? Dis wat die doop vir ons sê, dis sy betekenis. In Romeine 6:4, dis waar ons maar die doop kry. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Sodat net soos Christus uit die dood opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgroei, het dit deur sy gelykvormig aan sy dood, sal dit ook tog wees na sy opstanding. Nou sê hy vir ons, luister, die doop, as jy deur die water gaan, dis 'n begrafnis, né? Dis wat hy voorstel. Nou word jy begrawe in die doop. En jy's nou in die water en jy's begrawe en dan is daar 'n begrafnis wat gebeur. Jy sterf jou ou lewe af. Die persoon wat jy gewees het voor die tyd en die persoon wat nou daar onder die water lê, is op baie stadium dieselfde ou. Al jou sondes, al jou dinge wat jy verkeerd gedoen en wat jou gewroeg het, bly daar onder die water. In Kroonstad was 'n oom, hy het op die spoorweë gewerk en nou die spoorweg ouens hou lekker parties, né? Hulle hou goeie parties en die oom was die voorbok op hierdie parties. Hy het gedrink en dan het hy lekker grappies vertel. Almal het gelag vir hom. En later was hy soos 'n nar en as die narstadium verbygaan, dan kom die beklei stadium. Daar wil die oom net vuislaan met elke ou wat daar is, né? Maar tot hy tot bekering gekom en hy's gedoop. En op die volgende partytjie sê hulle vir hom, oom, hoekom is jy so stil vandag? Hier's vir jou dop dat jy net kan spoed kry, né? En hy sê nee, ek drink nie meer nie. Hy sê oom, Jessie, vat nou 'n bietjie, dis nou naar om jou so te sien. Wat gaan aan met jou? Hy sê nee, ek drink net nie meer nie. En hulle sê later vir die oom, luister oom, drink die dop, ons ken jou. Hy sê vir hulle, luister, raai wat julle ken. Lê in Kroonstad se evangelie onder in die doopbad. Daar was hy, daar het hy gesterwe, daar is hy begrawe. Ek is 'n nuwe persoon wat by die water het gekom het. Dis die verskil wat daar gebeur het. Mense kan dink, Jessie, ek vat showers elke dag. Wat is die verskil tussen die doopwater en 'n shower? Daar's 'n verskil, want dit is 'n heilige insetting van die Here. Jy het 'n doelbewuste besluit gemaak. Luister, vandag gaan ek my laat doop. Ek gaan openbare bekend maak, ek is van nou af 'n volgeling van die Here Jesus Christus. En niemand gaan my daarvan afkry nie. Dis 'n reinigingsproses. Onder daai water, die Here was jou skoon met sy bloed. Alles wat jou aan die sondes wat jy gehad het, al die goeters was weg deur die bloed van Jesus. En jy staan op in 'n nuwe lewe in Christus. Is dit nie wonderlik nie? Die Bybel sê, daar's geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Met ander woorde, daar's 'n verandering in jou gekom, 'n totale ander verandering, van voor die graf tot na die opstanding. Ja? Nou sal mense sê, ja, die man aan die kruis, die man aan die kruis. Ek kan vir julle sê, daai was seker een van die gelukkigste manne. Eerstens het die Here langs hom gehang, nie ander ou nie. Die Here Jesus Christus self het langs hom gehang. En die doop, soos wat ons dit hier lees, jy het saam met Christus gesterwe, jy het saam met hom begrawe, jy sal saam met hom opstaan. Daai man aan die kruis het saam met Christus gesterwe, hy is begrawe saam met Christus. En Jesus homself het vir hom gesê, vandag is jy saam met my in die paradys. Hy het die werklike doop deurgaan, ons doen dit nou net simbolies, maar hy het die doop deurgegaan. Hy is een van die gelukkigste ouens wat dit saam met Jesus kon doen, né?
Die doop, daar is 'n stap van gehoorsaamheid. In Samuel 1, teen Samuel lees ons 15 vers 22. Dit is waar koning Saul die Amalekiete aangeval het, en Samuel het vir hom gesê, wag tot ek die offers kom doen, moenie begin nie, en Saul het begin moedeloos word, en hy het gesê, man, die Here luister na my ook, en hy het die goed gevat, en geslag, en het geoffer, en die ouens aangeval, hulle het 'n oorwinning gehad, maar daarna, toe kom Samuel by hom, en sê vir hom, wat het jy gedoen? En hy sê vir hom hierdie woorde, daarop sê Samuel, het die Here behaag in slagoffers en brandoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees, is beter as slagoffers, om te luister, beter as die vet van ramme. Om gehoorsaam te wees, al jou offers, al jou goed, jy kan die beste pannekoekbakker wees in die gemeente, jy kan die beste dit wees, jy kan die beste dit wees, maar as gehoorsaamheid ontbreek, aan die woord van die Here, in daai hele persoon van jou, is dit nie vir die Here aanvaarbaar nie. Hy soek gehoorsaamheid aan hierdie woord van die Here. Nou gaan die versie verder, nou is dit praat Samuel verder met Saul, want hy sê, want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery, om nie te luister. En eiesinnig is afgodery en beeldediens. So om te dink, ek sal doen dit. Dis afbeeldediens, dis waarsêery. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, sê die Here hierso, het hy jou as koning verwerp. Nou bewonder ons baie keer, hoekom gebeur dit met my? Wat gaan aan? Wat het ek verkeerd gedoen? Die hele wêreld is teen my. Nee meneer, geliefde, jy het nie na die woord van die Here geluister nie. As jy by die woord van die Here bly, by gehoorsaamheid aan hom, dan is hy vir jou en hy is met jou die hele tyd. Maar as jy nie hom gehoorsaam het nie, kan hy sy rug op jou draai. Handelinge 5 vers 22. Ja, 32, ekskuus. En ons is sy getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Met ander woorde, hier sê Paulus, ons is die getuies, dat as jy gehoorsaam is aan die Here, dan gee hy vir jou ook die Heilige Gees. Baie keer dink ons maar, Jesusie, welkom het jy nie Heilige Gees, is dalk omdat jy gehoorsaam is aan die woord van die Here nie. Daarom het jy dalk nie die Heilige Gees nie. Dan dink jy aan baie wat mense wat altyd 2 of 3 slim goed te sê het oor die doop, en hulle sê, so sê die Here, dan moet jy weet, luister. Die Here gee die Heilige Gees aan die wie hom gehoorsaam is. Is dit nie so nie? Johannes, toe hy Jesus doop, het hy hom minderwaardig geag om die Here te doop. Hy het gesê, ek is nie waardig om sy sandals vas te maak nie, né? Daar gaan een kom, wat julle gaan doop met vuur. Hy sê, maar ek is nie waardig om sy stewels vas te maak nie. En hier kom Jesus in die water in daai dag, by die Jordaan. En Johannes herken hom dadelik as die Here, en hy sê, maar ek moet deur u gedoop word. En wat was Jesus se woorde aan Johannes? Hy sê, laat dit nou so gebeur, om die geregtigheid van God te vervul. So daar is 'n geregtigheid wat vervul moet word, wanneer jy gedoop word. En daarna die hemel oopgegaan, die Heilige Gees het oor Jesus gekom, en die Here self het die hemel uitgespreek, en sê, dis my geliefde seun, in wie ek 'n welbehaag het, toe hy gedoop is. Nou kan ons sien, om gedoop te word, is dit absoluut, jy laat die geregtigheid in vervulling gaan, met hom, met die doop. En die Heilige Gees word jou deelagtig. En die Here sê vir jou, jy is my geliefde seun of my geliefde dogter.
Dis wat gebeur in die water wat opkom. Ons doen dit simbolies, maar daar is soveel krag en mag binne in die doop, wat ons self nog nie eens als besef nie. Want ek het 'n getuienis van 'n Indiese meisie, sy was in Hindoe, haar paal en so was priesters gewees, en toe sy hulle doop het, wou sy weet wat is die verskil tussen 'n doop en 'n gewone bad. Maar die oomblik toe sy daai water uitkom, toe sê sy, toe gaan allerhande goggas van haar af weg. En soos ek al vir mense gesê het, wat jy is nie dadelik rein en heilig as jy uit die water uitkom nie. Maar soos 'n bees wat vol borsluise het, en jy gooi daai porn oor die rug, val daai borsluise self af. Jou sondes val self af. Jou slegte vriende wat jou net in versoeking lei, hulle wyk sommer self weg. Al die goeders val af, soos 'n borsluis wat in jou gesuig het, en dan na die doop val dit af. Dit kom net so. En die Bybel sê dit, dat jy nie die rus van die Here kan ingaan. Net die wat nie in sy rus kan ingaan nie, is die wat ongehoorsaam was teenoor hom. So daar uit ongehoorsaamheid, hou jy jou ook uit 'n rus, die ewige rus, wat nie ewige rus nie, maar die rus wat daar is in Jesus. Was eers Sabbatdag, nou is dit 'n Sabbatsrus. Uit daai Sabbatsrus uit, bly jy uit, omdat jy nie gehoorsaam is aan die Here nie. So dit is ook iets wat jy verloor. Doop is 'n getuienis aan die wêreld. Die doop sê vir die wêreld, luister, ek behoort nie meer in jou wêreld nie. Ek het 'n keuse gemaak. En ek staan hier by en ek gaan my nou laat doop voor 'n hele gemeente, om te sien, ek het 'n keuse gemaak. Ek draai my rug op die wêreld, en ek draai my gesig aan die Here toe. Dit is wat dit vir die wêreld sê. Die wêreld het nou meer geen vat aan my nie, want ek gaan my volle lewe aan die Here wy. Dis wat die doop is 'n getuienis van wat in jou hart gebeur het. In jou binneste het jy klaar besluit, ek gaan die Here volg. Ek wil nou net hê dat mense moet sien dat ek die Here volg. Die Ethiopiese man wat in Jerusalem was om te gaan kyk na die paleis en die tempel en so aan, ry terug na Ethiopië toe en hy lees die skrolle en hy sien daar in Jesegiel lees hy goedes raak en Filippus, die Here stuur hom na die persoon toe en hy wag vir hom, hy sê vir hom, verstaan jy wat jy lees? Hy sê nee, hoe sal ek lees as niemand my verduidelik nie? En die Bybel sê, en Filippus het hom daarvandaan af die evangelie van Jesus vertel. Nie die evangelie van my, of van die kerk, of van daai kerk nie. Hy het hom die evangelie van Jesus vertel. En soos hy besig is om die evangelie aan hierdie hofdienaar te bring, kom hy, en hy die hofdienaar en sê, daar's water. Wat verhinder my om gedoop te word? Nou in die nuwe Bybels is dit uitgeskryf, maar in die ou Bybel sê, as jy glo met jou hele hart, dat Jesus die Seun van God is dit geoorloof. En die hofdienaar sê, maar ek glo dat Jesus die Seun van God is. En hy sê, stop die wa, en is af en is gedoop in die water. En daar so in die water het hy uitgekom en Filippus is weg. Maar die resep, weer eens, hy het die evangelie gehoor. Hy het die evangelie gehoor, hy het dit aangeneem. Hy het water gesien en gesê, luister, daar's water. Wat verhinder my om gedoop te word? Met ander woorde, die doop is deel van die evangelie van Jesus. Jy kan hom nie uitsit nie. Jy kan hom nie net op die doop vashou nie. Die doop is ingevleg in die evangelie van Jesus. Dit getuig, die doop getuig dat God nog steeds red. Die doop getuig dat die Heilige Gees nog steeds oortuig. Die doop getuig dat die kruis nog nooit sy krag verloor het nie. Dat hy red en genees en hy doop nog met sy Gees. Dis wat die doop verteenwoordig in ons lewens vandag. Die lewe na die doop. Die doop is 'n betekenis. Ja, jy het aangegaan. Die doop sê nie jy het arrive nie, né? Baie mense sal nou dink as ek gedoop ek is nou right. Maar die doop is die begin van 'n opwindende
nuwe lewe. 'n Opwindende nuwe tog deur die Bybel. Nou ewe skielik verstaan jy wat jy lees. Nou ewe skielik begin die woord van die Here met jou praat. Dinge wat jy nog nooit geweet het nie, begin nou vir jou duidelik word. Nagte kry jy drome wat die Here vir jou droom gee. Jy begin visioene sien. Dit is die lewe, die opwindende lewe na die doop. Ja, onthou die doop is soos 'n vlagpaal wat vir jou in jou lewe staan. Almal wat, as jy ietsie verkeerd doen, gaan vir jou wys na jou doop toe. Jy is mos gedoop, né? Julle ken daai ding, almal wat gedoop is. Jy maak nou so, jy is mos gedoop. Hy gaan 'n vlagpaaletjie daar staan vir jou. En jy sal moet weet dat die oë van die wêreld gaan op jou wees om jou dop te hou as jy iets verkeerd doen. Maar dis 'n opgewonde lewe in hierdie tyd. Jy lewe nou in gehoorsaamheid. Jou lewe is nou absoluut 'n lewe van gehoorsaamheid. Jy lees die Bybel sê vir jou, moenie jou onderlinge byeenkomste nalat nie. Nou tree jy op in gehoorsaamheid, nou gaan ek bid hier toe, nou gaan ek kerk toe, né? Hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Nou begin jou keuses verander. Nou begin jy heiligmaking bo sonde kies. Né? Nou wil jy eerder by mense wees wat die Here dien saam met jou, as wat jy by mense wees wat daar in die hotel lê of waarever, ek weet nie. Nou begin jou keuses, begin nou na heiligmaking toe gaan. Jy wil die Here begin dien. Jou keuses is absoluut, jy kies heiligmaking bo sonde. Jy laat jou lei deur die Heilige Gees. Nou die aand so gepraat, daar's 3 soorte preke wat ek nou maar dink. Die een is wat bekeringspreke, wat by evangeliste preek, om jou tot bekering te bring. En na jy gedoop is, wanneer jy die mense moet leer, né, is daar 2 soorte preke. Die een wat melk preek, vir die beginners. En dan die een wat vaste spys het, vir die mense wat al geestelik vermoëns het. Daar is daai 2 preke waar jy nou in begin stap, waar jy melk ontvang, om jou te begin groei. Jy kan nie 'n babietjie net na geboorte daar neersit en sê word groot nie. Jy moet hom bietjie melkies gee, jy moet hom bietjie neutral begin. Maar later word die kos al hoe vaster en vaster en vaster, tot waar hy later begin braaivleis eet, né? Dan begin hy hierdie geestelike vermoëns, hierdie geestelike sieninge, hierdie geestelike dinge begin hy ervaar. Dan moet jy weet dat jy is nou besig om vaste spys te doen. Vaste stof te eet. Voor ek terug was hulle by 'n praatjie gewees en van die wat teruggekom het, dit het my so trots laat voel, toe hulle gesê het, ja, jy weet, dis melk, dit wat hulle gesê het was verkeerd, dit wat jy ook gesê het is verkeerd. Nou kom jy agter dat die mense kan onderskei tussen reg en verkeerd, in 'n preek, in oralste waar hulle inkom, die ou sê so, maar hy kan nie dit sê nie, dit is nie reg nie, dit pas nie by die woord nie, né? Nou kom jy en jy begin daai onderskeiding kry van dit, dan begin jy vaste stowwe eet. Jy begin verstaan waar die Here vir jou heen gaan, né? Die doop sê ek, jy was verlore, maar jy is gevind. Jy was dood, maar nou lewe jy. Né? Laat elkeen van ons self vir onsself die vraag afvra vanmôre. Is ek gehoorsaam aan God se opdragte wat hy in sy woord sit? Ons wat nou reeds gedoop is, moet ons nou onder daai ding sit. Is ek gehoorsaam aan dit wat die Here my opdragte gee? Jy weet, daai een evangelis wat die Walliese herlewing begin het, een van die goedes wat hy gesê het is, wat steek nou nog by my vas, as die Here vir jou 'n opdrag gee, doen dit vinnig, anders gaan hy iemand anders te kry om dit te doen, en jy sal dalk nooit jou opdrag kry om te doen nie. So die Here kyk vir jou gehoorsaamheid. Is ek gehoorsaam aan die woord van die Here? Hier is die Bybel. Lees ek hom? Doen ek wat hy sê? Lewe ek volgens hom? As ek dit doen, is ek gehoorsaam. En hy gaan nie sy rug op my draai nie. Eendag nie. Mag elke vandag
se gedoopelinge kan getuig van Christus is my begin en my einde eendag. Nou kan ons dit getuig vandag, elke doopeling vandag, kan ons dit sê. Hoe voel dit om gedoop te word? Voel jy ligter, voel jy beter? Kan ons sê dat die Here is goed vir ons? Nee? As jy gedoop is en die dinge begin verander in jou lewe, ek getuig dit baie. Net so na ek gedoop is en gevul is met die Heilige Gees, moet ek in 'n slaghuis, ek het 'n mat en glas in Frankfurt gehad, en ek moet by slaghuis gaan goeders insit, en ek verstaan nie mooi wat om te doen nie, ek is nie in die besigheid, en ek sê vir die ou, en hy's 'n vriend van my, ek sê, maar ek gaan maar eerder Jonathan van Bethlehem kry om dit vir jou te doen. En ek slaap die nag so, en ek word wakker, of ek dink ek wakker geword, en ek staan reg in die slaghuis, en ek sien presies wat ek moet maak. En ek sien toe Jesusie, dis heel eenvoudig. En 'n hand vat 'n typ en hy sit hom vir my daar teen die muur, in die droom of wat, en die ander hand, ek volg nou so na die afmeting teen die muur, en ek sien die afmeting. En ek bel hom vroeg in die oggend, ek sê, hoorie, ek weet wat om te doen. En ek ry soontoe en ek kom daar, en ek sê vir Johannes, sit net vir my die tape net teen daai muur. En ek loop na die ander kant toe en ek sit hom teen die muur. En ek sien, wow, dis presies die afmeting wat ek gisterand gesien het in my droom, of visioen of wat ook al. Sulke dinge begin gebeur met jou. Jou doop moet van 'n oortuiging vanuit jou hart uitkom. Jy kan nie op emosioneel doop nie, jy kan nie gedwing word om te doop nie. My seun is op 'n baie vroeë ouderdom, het hy die Here ontmoet, en op 11, 12 is hy gedoop, en seker 2 woensdae daarna, is hy gevul met die Heilige Gees. So sy tyd het vinnig gekom. Hy is nou 29, my dogter is 2 jaar jonger as hy. Ek het haar 2 naweke terug eers gedoop. Nooit het ek haar gedwing om te sê, hoorie, die mense hoor die trompette, jy moet jou laat doop nie. Dit moet uit haarself uitgekom het. En sy het lankal haar hart vir die Here gegee, maar die oortuiging het laas 2 naweke terug eers vir haar begin. Toe sê ek, kom laat ons jou doop. Sy het gesê, sal pa my doop. Nee, dit het haarself uitgekom. Jy kan nie iemand dwing of iemand voorsê om te doop nie. Doop is 'n wonderlike ding. Kan ek myself doop? Nee, jy kan nie jouself doop nie. Jesus wat die Here was, het homself nie eens gedoop nie. Hy is deur Johannes gedoop. Kan jy jou deur enige iemand laat doop? Nee. Jesus is gedoop deur Johannes. Johannes was gevul met die Heilige Gees toe hy nog in sy ma was. Wees wakker deur wie jou hande op jou laat lê. Né? Amen. Nou gaan ons haar net bietjie 'n vragie vra. Kom voor vorentoe.